Kan jy jou die toneel voorstel? Mense bring kinders na Jesus toe. Hulle wil hê hy moet die kinders seën. Hulle wil hê hy moet vir hulle bid. En dit klink baie pragtig, maar die disippels sien iets anders. In hulle oë is Jesus besig met belangrike werk. Daar's groot mense wat wag, belangrike gesprekke wat gevoer moet word. En kinders, kinders was nou nie juis hoog op die sosiale ranglys van die tyd nie. So die disippels het die mense begin wegjaag. Hulle sê, nee, hou die kinders weg, moenie die meester pla nie. Maar dan gebeur iets onverwags. Jesus stop hulle en hy sê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. Ek dink die disippels was waarskynlik verbaas, want Jesus doen weer wat hy so dikwels gedoen het. Hy vat die wêreldse idees oor belangrikheid en hy draai dit onderste bo. Want die wêreld sê mos belangrike mense eerste. Jesus sê, bring die kinders nader. Die wêreld sê, kyk na die status. Jesus sê, nee, kyk na harte. En dit laat 'n mens nogal wonder, wat is dit van kinders wat Jesus so bewonder het? Want hy sê nie die koninkryk behoort net aan kinders nie, hy sê dit behoort aan mense soos hulle. Mense wat soos kinders is. Wat beteken dit? Wel, dink aan hoe 'n kindjie na sy ouers toe kom, na sy pa en sy ma toe. 'n Kind probeer nie sy plek in 'n gesin verdien nie. 'n Kind kom net eenvoudig met vertroue, met afhanklikheid, met oop arms. 'n Kind dink nie, ek moet eers myself bewys voordat my pa my sal lief hê nie. Hy weet, hy's klaar geliefd. En Jesus sê dit is hoe mense na God moet kom. Nie met trots nie, nie met selfvertroue in hulle eie prestasies nie, maar met die eenvoudige vertroue van 'n kind. Want as ons eerlik is, probeer ons dikwels om God te beïndruk. Ons dink, as ek net goed genoeg kan wees, as ek net genoeg kan doen, as ek net alles reg kan kry. Maar die evangelie werk anders. God nooi ons nie omdat ons alles uitgesorteer het nie. Hy nooi ons omdat hy genadig is. Net soos wat 'n kind na sy vader toe hardloop, nooi God ons om na hom toe te kom. Met ons vrae, met ons vrese, met ons gebrokenheid, met ons behoefte aan hom. Maar daar is nog iets moois in hierdie verhaal. Jesus sê, moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie. Want sien, die disippels het onwetend 'n hindernis geword. En dit laat my nogal wonder, maak ons dit makliker of maak ons dit moeiliker vir mense om by Jesus uit te kom? Want soms kan mense struikel oor ons houding, oor ons kritiek, ons oordeel, oor ons gebrek aan liefde. En dan sê hulle maar, as dit is hoe sy volgelinge lyk, as dit is hoe hulle optree, as dit in hulle gesindheid is, dan wil ek nie vir Jesus ken nie. Maar Jesus se hart is altyd, bring hulle nader. Nie stuur hulle weg nie, nie jaag hulle weg nie, bring hulle nader. So hoor dit vandag. Jy hoef nie eers alles uit te figure voordat jy na Jesus toe kom nie. Jy hoef nie perfek te wees nie, jy hoef nie jou lewe uit te gesorteer het voordat hy jou sal ontvang nie. Kom net, kom soos 'n kind, met oop arms, met vertroue, met geloof. Want die arms wat daardie kinders verwelkom het, is dieselfde arms wat vandag nog oop is. So vra jouself vandag, hoe kom ek na Jesus toe? As iemand wat trots is, wat dink ek het alles onder beheer, of as iemand wat die vertroue het van 'n kind, wat weet dat hy sy hemelse Vader so nodig het? As hierdie video jou gehelp het, deel dit gerus, onthou om te subscribe en oorweeg dit ook om 'n member van die kanaal te word. En onthou, Jesus het nooit gesê kinders is te onbelangrik om na hom te kom nie. Inteendeel, hy het ons geleer om meer soos kinders te word. Here, gee my die ingesteldheid in die hart van 'n kind, om U te vertrou net vir wie U is. Om net soos ek is, met alles in my lewe net na U toe te kom, dit aan U oor te gee. En ek kom doen dit nou, Here, hier is my lewe. Ek wil U volg in alles, ek wil U glo en U naam verheerlik, en ek wil tyd saam met U, my hemelse Vader, spandeer. Ek loof en prys U groot en wonderlike naam. Amen.